gewyde oomblik. Ek is nie haastig nie. Ek wil net hê jy moet die gemoedere reg kry. Halleluja. Dankie Jesus. Oh my God. Hosanna. 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 Hosanna die hoogste hemel. Hosanna van die leeuw in die stam van Juda. Die waar is die Here lewe mense. Ons moet nie kyk na ons probleme nie. Ten spyte van wat met ons kan gebeur. Die Here bly nog steeds die Here. Daar is niemand soos hy nie. Hosanna. Jesus. Oh Jesus. Halleluja. Hy is 'n werklikheid. Daar is niemand soos die Here nie. Halleluja. 10,000 aan my regter, 1,000 aan my linker. Wat Jesaja sê, die Gees van die Here, hy is op my, omdat hy my gesalf het. Halleluja. Ek kan die sitplekke inneem. Dit is vir my 'n wonderlike voorreg, so reg in die hand van die Here om vanmôre hierdie wonderlike geleentheid te gebruik om my apostel te groet, die kerkraad, die biddermoeders, die jeug, die sondagskool, die junior jeug, al ons kuiergaste wat vanmôre saam met ons in die plek van aanbidding is. Die Here is dieselfde kind van God. Die Here het nooit verander nie. Hy sal ook nooit verander nie. Jy weet geliefdes, ons moet bid in die tyd dat die Here ons die moed gee, die ywer om hom te dien. Die probleem waarin ons lewe is die volk se ywer is dood. En wanneer jou ywer dood, dan is dit onmoontlik om die Here te dien. Die ywer gaan nie gepaard met geld nie, gaan nie gepaard met rykdom nie, hy gaan nie gepaard met geleerdheid nie. Dit gaan gepaard oor 'n herboording wat in jou binneste is. Dit gaan om die Here te verheerlik, nie omdat jy nie geld het nie, maar omdat jy dankbaar is vir die redding van jou siel. Want dit moet eerste is wat in jou lewe kom. Nie omdat die Here jou gebed verhoor het, en jy 'n rede om ons te wys vanmôre hoe jy kan juig, hoe jy die Here nee, dis nie die Here wat ek ontmoet het nie, maar die Here wat ek ken, is die Here wat Job gedien het, en gesê het, alle dinge gestroop, maar ek weet dat my verlosser, hy lewe, ons soek die kerk terug, dit gaan nie. Here, ek prys U. Oh Jesus. Dierbares, daar's een ding wat ek met die Here gebid het. En dis hoekom ek nog kan aangaan met dit wat ek het, dis die ywer. Wanneer 'n mens te oordink en die Here dien, jy verloor hom. Wanneer jy die Here te presies dien, jy verloor hom. Wanneer jy nie wil onder die krag kom, jy verloor hom. Wanneer jy nie van 'n taal praat, jy verloor. Wanneer jy nie 'n dankbaarheid om jouself te verheerlik, jy verloor hom. Wanneer jy by mekaar trek, maak dat jy nie 'n dankbaarheid het om die Here te kan dien nie. Dis tyd wat maak dat jy kerk toe gekom het en kyk wat jy het. Jy verloor die Here. Das een ding geliefdes wat ek met die Here gebid het. Ek kan maar nou Amerikaner prediker ook bly, ek bly evangelis George. Ek is nie skam om te is wie ek is nie. Daarom sê Paulus, ek is nie skam vir die evangelie nie, want dit is krag tot redding. Herlewe oor my wat ek vanmôre sê, as sou 'n engel uit die hemel uitkom en is in stryd met die evangelie wat ons hier verkondig, laat hom 'n vervloeking wees. Van hierdie evangelie, hy
het ons gemaak die mens wie ons was. Voor Kumba Kumani enige main resources gekom het, was hy nog steeds diezelfde Heer. En hy nog nooit verander nie. Onze ding is, ons dink dat die mode en die fashion loop met God. Hy loop nie met die Heer nie. Ek het hier gisterand gebid. Die Here het bietjie baie Frans gevra rondom die toestand van die kerk. Ek kyk so bietjie terug oor so baie droomgesigte wat die kerk gekry het. Ek dink aan die laaste openbaring of die openbaring voor die anders, waar die nasionale opsiener gedroom het apostel Olifant kom by hom en gee hom die versekerheid van die kerk te sê dat hy antwoord tot op die 4de geslag. Voor daai was daar 'n droom wat apostel voor hy weggegaan het gesê het dat hy en Pastor Gus 'n leer opbou, maar hy gaan vooruit en Pastor Gus bly agter om die mense wat agter is na die ewige lewe te lei. Maar hy bemoedig vir Pastor Gus deur te sê, jy moet aanhou my kind, ek is hier, luister net na die stem. En ek wil hy die kerk moet luister, van ons luister nie. Daai is die belofte wat die Here sê, hy antwoord op die 4de geslag. En die Bybel wil ons weghou van die ewige lewe af. Die Bybel wil ons Alzheimer gee om te vergeet. Wat het die Here ons gebeloof? Maar kom ek sê die vanmôre, kind van God, God staan by sy belofte. God het nooit verander nie, die kerk is op die regte spoor. Ons moet nie die Here ten half twyfel rig nie. Ons is op die regte pad. Maar die probleem wat ons sit met die kerk is, die kerk onderskat die predikers, die kerk onderskat die teenwoordigheid, die kerk onderskat wat die Here kan vir hulle doen. Kom ons lees in Genesis 32, vers 25. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jacob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, van die dag het gebreek. Maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my nie seën. En hy vra, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jacob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jacob genoem word nie, maar Israel, van jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Geliefdes, ons ken die verhaal van Jacob. Jacob kry 'n seun wat hom nie toekom nie. Die seun tussen hy en Esau wat ons gedeel was, wat eintlik Esau se seun was voordat hy Jacob se seun was. Waar die Bybel sê Jacob het hom al gevermom soos Esau om die seun van sy broer te gaan steel. En later van tyd loop Jacob weg en hy vlug van Esau af weg. Die rede hoekom hy wegvlug is omdat Esau sy lewe soek, omdat hy sy seun gesteel het. Nie dat die naam van Jacob maak om dit wat hy is nie, maar die uitlegging van Jacob wat beteken, hy is 'n hakbeenbyter, hy verraai, hy verloon, hy doen nie dinge opreg nie. En hier is 'n man wat die seun steel en weghardloop, maar iewers langs die pad bevind Jacob omdat hy het die ding wat hy aan Esau gedoen het, was nie 'n regte ding gewees. Jacob wil die ding regmaak. Jacob wil sy seun regverdig kry. En jy weet, geliefdes, die probleem wat ons sit met die kerk is, as die Here vir ons sê, die kerk is geseën, dan dink ons om te sit, jy is geseënd. Maar weet jy wat 'n spanpoging of wat 'n ywer dit kos om geseënd te wil wees. Ek gaan nou verder, ek wil jy net nader bring. Die Bybel sê, en Moses praat met God en God sê vir hom, dat Kanaan is vir julle gegee. Luister, Israel het nog nie vir Kanaan gekry nie, maar God berei hulle voor vir Kanaan. Maar God gaan eers vir Farao op hulle se pad kom. Jy sien, ons probleem is, omdat ons hoor ons gaan hemel toe, dink ons dis goed om net te gaan. Maar daar is werke wat kom met die ding wat ons moet doen. Dit is nie net van dien nie, dit is nie net van kerkloop nie, dit is groter as jy.
Dera het my een ding geleer sê. Hy het my gesê die ding wat ons doen is groter as ons. Ons konde. En die probleem omdat kerk loop vir jou nie 'n prioriteit is, as omdat God nie groter is as jy nie. Die rede hoekom jy jou sleep is omdat jy nie die groter prentjie van die sak sien nie. Vir jou is jy kom net kerk toe, maar kerk loop is baie groter. Maar waar ontbreek die kerk? Die kerk ontbreek ons kom kerk toe, maar ons die kerk by ons huis. Daar in jou binnekamer, daar moet jy 'n verhouding met God knoop. Dan gaan jou ywer begin werk. Geliefdes, dis soos wat die stigter van die kerk gesê het. Ons kan nie 'n sokkerspan stuur wat die oefeninge loop nie. Hoe verwag jy om die wedloop te voleindig en nie die oefeninge by te loop nie? Jy sal nooit goed word nie. Jy sal nooit een van die bestes raak nie. Want jy stel net nie eenvoudig aan die oefeninge. Donderdag is daar oefening by die moeders. Vrydag is daar jeugdprekens. Ons stel jy voor en bereid jou voor vir hierdie loopbaan. En het 'n probleem ontstaan. Dan verstaan ek as die ou mense moeg raak. Maar hoe kan 'n jong mens moeg raak? Hoe? As ons sê, as die kerk van môre, dan moet hulle ons veronderstel is dat my ywer moet beter as oudste sinne is. Van my hormone en gene, van my liggaam is vakker om die Here te kan dien. Ek kan nie met die werkers wat al lang dien saam met hulle so kom nie. Hulle het 'n lekkaart hoe hulle die Here gedien het. Kijk wat doen Jacob. Jacob praat met God. En hy sê vir die Here, jy was saam met Abraham. En hy het gesê, jy sal hom seën tot op alle geslagte. En Jacob sê, ek gaan nie dit regmaak. En Jacob worstel. En hy trek deur. En vir die eerste maal kom hy by 'n plek. Ek kan nie nou lekker uitdoen, hy was Mahanaim. Waar hy by 'n plek kom. En toe sy gesin en slawe daar was en Abraham hom stuur hulle met iets en sê gaan sê vir Jesus. Ek weet nie sal hy dit ontvang of aanvaar nie. Maar as hulle vra wie is julle, dan moet julle sê dat is Jacob wat julle gestuur het. Want Jacob wil die ding regmaak om sy seun regverdig te ontvang. En die Bybel sê Jacob bly oor en hy worstel. Saam met die engel, die Bybel sê tot wanneer? Tot dagbreek. So in ander woorde, dit was 'n hele dag se beklei. En hoe verwag ek om geseën te wil wees as ek een keer by na die bidtensessie toe gekom het. Die as 'n dagbreek beklei. Ongeseën te wil wees. Ek wil vanmôre praat met die kerk. Iemand die ma verloor het wat die Here gedien het. En die pa, hy het geworstel dat die seëninge op jou moet val. Maar wat jy moet doen is, jy moet werk vir jou nageslag. Hierdie seëninge kom nie net uit die hemel, net nie. Jy moet werk om geseën te wil wees. Jacob sê vir die engel, ek sal jou nie los tot wanneer jy my seën, al moet jy my heup breek,
Want dis waar jou seëninge los. Die probleem wat ons mee sit is, ons los en wil geseën wees. En dis nie waar jou seëninge lê nie. Kom ek sê nie waar lê jou seëninge. Jou seëninge lê by jou gemoedstoestand, soos jy nou moedeloos voel. Jy moet voorstel. Jy moet voorstel. Jy moet hier praat soek om te kyk. Geliefdes, vraag vir ons wat baie op het. Dat is daar wat die lekker bid. Jou gebed gaan. Maar dat is daar. Wat leed jou gebed verlie. Maar jy moet voorstel. Jy moet omsoek. Al moet jy begin loof. En om daar prijs. Jy moet omsoek. Onze probleem is, ons voorstel nie met God nie. Dan verwag ons om geseën te wees. Ek gaan 'n voorbeeld maak. Met 'n paar mense in die kerk, ek wil hê julle moet dit voel ek gooi klip of ek doen nie, maar ek noem dit wat noodsaaklik is. Apostel is weg. Hy het geworstel met God, die Here en met mens. En hy gee die ding oor aan sy seun. En nou is dit pas 'n kursus tyd wat hy moet werk vir sy nageslag. Dit wat ons hiermee besig is nie 'n ligtelike sak nie. As die ding oorgedra word na Jair toe, dan moet Jair verantwoordelik is vir wat? Vir sy nageslag. So wat gebeur? Ons dien nie die Here omdat ons voel ons wil nie. Ons dien die Here omdat jou kind mag nie jou swakheid sien. Dat jy nie die Here wil dien nie. Jy doen dit omdat as jy wegval, dan moet dit ras op julle. Sister Magda, die maas weg. Ons soek vir sitte plekjes aan jou. My naggies aan troekies die hierdie, maar ons soek van troekie aan julle. Van julle wat kyk, dat is nie net vir julle nie. Iemand het vir julle geworstel. Julle het kinders wat julle moet groot maak. Julle het kinders wat moet kyk na julle. En julle moet hard stry. Die is nie net jou kind nie. Dit is van geslag. Van geslag. Van geslag. Tot geslag. Here, my siel op papier. Ek weet jy wil die kerk loop nie, maar dit gaan nie meer langer oor jou nie. Dit gaan oor jou nageslag. Ek moet myself sien, maar apostel het klaar 'n punt gebewys. Hoe om hierdie kerk te dra, nie meer nodig nie. Maar sy doen het vir haar nageslag. As ek nie meer hier is, die vat voort. En ons stamp net. Hier is ook die hoofouderlinge gesien. Ek wil vanmorgen sê, pas, jy sal met jou sokkies optrek. Jy kan in jou bak kyk. Jy moet hom nou verbeter. Die geslag moet na vore kom. Ons soek fresh blood. Mense wat sê, ek is bereid om te vat wat my pa of my ma gelos het. En vat hierdie geslag vooruit. Hosanna! En Jacob kry een naam. Ons as ons enkele moet praat, maar as ek sê, die God van Abraham, Isaac en Israel. Want Jacob se naam het verander. En God sê vir hom, wanneer jy geworstel het met my, sal hy jou naam verander na Israel. Die opsiener noem dat hy sê, dit beteken kampioen. Dit beteken om 'n wenner te wees. Jy kan nie net as 'n wenner nie. 'n Kampioen verdien die reis wat hy voltooi. 'n Kampioen verdien dit wat hy voorwerk. Ek weet hy het gesoek, maar jy moet die Here dien. Ons daar so
So 'n sportsafdeling van die Olympies waar die man hardloop. Ek is net sy naam vergeet. En die man hardloop hom weg. En hy kry 'n injury op sy been, ek weet jy ken ons daai video. En sy pa kom uit die paviljoen uit. En hy help hom om hom te wys aan dat hy die injury gekry. Dit gaan nie oor jy moet hier koot nie. Dit gaan oor al moet jy laste kom. Al moet jy oor gesleep word. Ek weet jy is nie vanmorgen aan die beste gemoedere nie. Maar al moet jy jou sleep. Dit gaan nie oor jy laste gekom nie. Dit gaan oor die wetbouw. Ek moet het maak. Ek moet het maak. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor mense moet onthou wie jy was. Hosanna. Ons moet dan kyk hoe vertellen. Die manne wat die man weggehaald het, word nie eens gemensen nie. Maar hy wat laatste gekom het in die hoogtepunt van die Olympies gemaakt. En dat is wat God wil hê. Ons is dan nie kom eerste nie, maar ons sal die hoogtepunt maak van die kerk. Al krappel ons, alles onziekland, al verloor ons geliefdes. Ons moet het maak. Kom ons leren met geliefdes. Kom ons leren met verdriet. Kom ons kom en maak je nog langs door die zin. Uiterlijk bed voor die volk. Amen, geliefdes. Ons gaan nie breek, ons gaan nie breek verder nie. Yes. Glory. Ek wil net vraag, geliefdes, is u gemotiveerd? Are you motivated? Sien die kans vanmorgen. Sien die kans vir vanmiddag. Ek sê ons vir jy altyd geliefdes. Hier kom ons nie op kwijt te preek, man. As ons hier is, ons kyk na die gemoedere. Ons kyk na die fysische en die geestelike toestand. Dan bou die prediker. Dan breek die prediker af. Dan kap die prediker. Dan maak die prediker die mens recht. Vir vanmiddag. Vanmorgen. Vir volgende week. Ons weet nie wat lê voor nie. Maar nou is ons recht gemaakt. Maak nie saak wat gaan gebeur. Al moet ons gesleep word. Al moet ons onsself sleep. Maar kom ons na dit. Ek dink hierdie boodskap het vanmorgen vir iemand iets beteken. Ek kyk in die woord en ek sien. 'n man wat besluit. Die ding gaan oor my. Nie eens oor my vrou en my kinders. Die ding met God moet reggemaak word. Ek het verkeerd gedoen. Nie my vrou en my kinders. Ek sal die ding moet reggemaak. Ek sal hom moet deursien. 'n man wat worstel tot dagbreek. Jy vergelis, ek wil dit net doen, ek wil net vra. Vir die kind van u, ek vra maar net. Dis sien, ek gaan nie lekker dinge om het te noem nie, want dit is nie lekker. Vat miskien 'n dwelmsnavels. Ek vra maar net. Het jy al van jouself gesê, vanaand gaan dit wees tot dagbreek. Nee, ek vra maar net, het jy al vir jouself gesê, vanaand gaan dit wees tot dagbreek. Die werkloosheid wat nie so nie suffer. Het jy vir jou self gesê, vanaand
Vanaand gaan dit wees tot, maar teen morgenoggend sal God my moet raak sien. Het hy al so ver gegaan? Of is dit maar net 'n geval van ek kom na die ouderling na vir my? Hoe diep het hy al geworstel? Ek wil vanmorgen saam met die punt. Dat die Here ons vir ons sal help. Dat die Here ons 'n worsteling vermoë sal gee. Die vermoë sal gee om te stry en te worstel en nie gou moed op te gee. Kom op pad. Die wat die lewe wil verbeter, wat die lewe wil verander, wat die lewe wil verdiep, wat die lewe wil verhoog. Dat is 'n geweldige worstelstryd wat jy sal ontstry. Kom op bid vir jy, dat die Here jy toebedien met hy genade om te kan worstel, soos nooit van tevore. Ek gaan nie bid dat die Here jy gebed antwoord nie, ek gaan bid dat die Here vir jy 'n worsteling vermoë gee. Dat jy by die huis sal worstel en dat jy in die einde van die dag sal weet wat dit beteken om te worstel. Dat jy miskien sal sê, my knieë het kameelknieë geword. Dat jy miskien sê, toe ek opstaan, toe voel ek my rug kraak. En elke keer as die rug kraak, dan onthou ek, dis daai nag van my worsteling. Hemelse Vader, ons dankie vir 'n woord wat ons kom opgetel het. Ons was regtig plat. Ons het plat gelê. Gevoel soos dat se voet op ons nekke verdruk en onderdruk. En om te dink ons is kinders van God. Die bose het lang met ons gespeel. Ons rondgeslinger. Ons verneder. Maar dankie vir 'n woord wat vanmôre vir ons gekom leer het. Die antwoord lê in ons worsteling. Die antwoord lê in die nie ophou. Die antwoord lê in die aanhou worstel. Die antwoord lê in die aanhou bid. In die aanhoudend vra. Die antwoord lê in die aanhoudende selfontwikkeling. Dankie dat ons vanmôre 'n antwoord op ons gebed gekry het. Daar is soveel van ons wat ingekom het, wat leeg ingekom het. Soveel wat met soveel vrae gekom het, Here. Maar vanmôre het U vir elke een die antwoord gegee. Ek wil bid, Hemelse Vader, voordat ons hierdie woord uitvat na die wêreld toe, dat ons ware getuienis sal wees van wat dit beteken om te worstel, wat dit beteken om diep af te sak, wat dit beteken om hoog op te gaan. Al is daar niemand rondom ons wat ons ondersteun nie, maar gee vir ons die genade, gee vir ons die krag, gee vir ons die vermoë, o Here, dat ons net sal deurbreek, dat ons nie sal ophou nie, al waai die wind van alle kante. Help ons, Hemelse Vader, om deur te breek, want ons seëninge lê wanneer ons deur gebreek het. Ons antwoord lê wanneer ons deur gebreek het. Ons antwoord op ons gebede lê, Hemelse Vader, wanneer ons in ons worstel stryd tot ons nie meer kan nie, totdat ons voel, Heilige Vader, die laaste bloed word uit ons lewe uitgetap. Ons dink vanmôre as ons hier voor U staan, my God, dan dink ons aan die gebed van Jesus Christus in die tuin van Getsemane. Sy worstelstryd was so intens dat sy sweet in bloed verander het. Maar hierdie worstelstryd het hom gehelp om die kruis te dra, dat hy aan die einde van die dag kon sê, dit is
oorwinning lê daar. Die oorwinning lê nie in gemaklikheid nie. Die oorwinning lê wanneer ons bereid is om te worstel, al moet dit wees tot dagbreek. Al moet dit wees vir 'n paar dae. Al moet dit wees vir weke. Help ons Hemelse Vader, om dit wat ons voor oë hou, my God, dat ons dit nooit uit fokus sal verloor nie, maar dat dit elke dag in fokus sal wees, wanneer ons afsak om te worstel, en ons 'n antwoord by U soek, dat ons Hemelse Vader, hierdie ding altyd in ons vizier sal hê, en te weet dat die Here sal 'n antwoord gee, vir hulle wat bereid is, om dieper af te gaan, om verder af te gaan, om meer van homself te gee, wat bereid is om homself op te offer, wat bereid is om homself te kruisig. Dankie dat ons weet vir hulle, bring U die antwoord, en ons sê by voorbaat, baie dankie. Dankie Here vir gebede, wat U gaan verhoor. Dankie Here vir lewens wat getransformeer gaan word. Dankie Hemelse Vader vir huise wat die lig weer sal skyn. Dankie Hemelse Vader vir gemeentelede wat weer die krag van die Heilige Gees sal onder die krag van die Heilige Gees beweeg. Dankie dat die lig van die Here in elkeen se lewe weer sal opereer, dat die wêreld daar buite kan sien, maar ons is die lig vir hierdie wêreld. Kom seën die gemeente vanmôre. Kom seën die kerk, Here, in Jesus se magtige en oorwinnende naam. Ons bid vanmôre vir ons nasionale leier. Hemelse Vader, U het hom aangestel. U het hom toebedeel met wonderlike gawes en gunste. En vanmôre wil ons bid, Hemelse Vader, dat ja, die bose is op sy spoor. Maar ons bid vanmôre dat die naam van die Here soos 'n muur van vuur rondom hom sal wees, dat die Here hom sal bekleed met 'n groter heerlikheid as wat reeds op hom rus. Ons bid vanmôre, Hemelse Vader, dat U sy voete sal plaas op 'n rots, my God. Ek wil bid dat hy geanker sal wees, dat hy stewig sal staan, dat hy soos 'n boom sal wees wat geplant is by 'n waterstroom. Ek bid vanmôre en ek sien in my gees, Heilige Vader, terwyl ek U bid, dan sien ek Here Jesus, dat wortels by sy voete uitkom, diep in die grond, as hy geanker. Ek sien Hemelse Vader, soos takke van 'n boom, wat uitsprei en opgroei tot in die hoogste hemele, so is hy geanker van alle kante. Heilige Vader, kom raak hom aan, en sien hom verder, in Jesus' magtige en oorwinnende